Hulle vir my die oor, ek wil leer dit nou as ek dit nou vir julle sê. Efesiërs 2, waarna ons nou gaan kyk vandag, is die hoofstuk van die groot maar. Nie nou kyk daarna, nie kyk vir my, maar. Die groot maar. Weet julle dat in my hele bediening, dis nou van 'n klompie jare, waar oral opgetree, kerklik, interkerklik, by watter tipe van byeenkomste ook al. Dan het ek die een sin wat ek die meeste gehoor het, wat mense vir my na sessie of na reeks of na lering gesê het, is, ja maar, jy moet daarom onthou as ek hoekom. Dis nie ja maar nie, dis maar. Daar is nie ja maar nie. Hoor jy? En dit is belangrik dat ek nou vir julle sê. Dat julle nou gaan sien wat ek net vanoggend wil vinnig deel in verband met Efesiërs 2. Dan sal julle agterkom, hoekom ek dit sê. Daar is nie 'n ja maar. En ek het dit in die afgelope tyd hoeveel keer weer gehoor. Mense het my kontak, mense het my sê, ja, ek het geluister na wat jy sê, maar ja maar, jy moet nou, dan sê ek, daar is nie 'n ja maar nie. Dis net maar. In Efesiërs 2, en dit is vir my interessant dat Steven gisterdag sy oordenking gehad het, wat hy spesifiek gesê het in die begin, onthou ek en hy het nie voor die tyd gepraat of iets, dat doen jouself nou 'n guns, sê, en gaan lees 'n slag Efesiërs 2 goed deur. En ek het dit al beskryf as een van die juwele, veral in die eerste 10 verse, juwele in die skrif is Efesiërs 2. En julle weet, dit is mos in die agtergrond van wat ek en julle al bespreek het rondom die hele saak van Efesiërs. En hoekom ons juist by Efesiërs nou stil staan, hè? En aan die einde van dit wat ek nou gaan sê, gaan ons dit net so bietjie in plaas in 'n wêreldgeskiedenis lei. En as julle dit nou net weer wil onthou, net weer wil onthou, dis 'n brief. En 'n brief word aangeskryf, nie met interseksies nie, opskrifte nie, verse nie. 'n brief word aangeskryf. Nou hoor nou mooi, as jy nou kyk na Efesiërs 1, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappye en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, vers 22, daai was vers 21, nou vers 22, het hy alle dinge onder sy voete onderwerp. Ons gaan lang, nou stil saam met daai woord, jy moet hom eintlik onderstreep, af en kyk jy 'n bietjie, ons gaan weer kom. En hom as hoof, hoe alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. En hoor nou gaan hy aan, en, daar staan het, direkte oorgang, daar is nie 'n opskrif hierdie, dis 'n kerklike inskrywing daar, by een of ander kerklike vergadering, en die ouens besluit, ons gaan die hele Bybel opdeel in verse en hoofstukke, dis alles aangeskryf, jou Hebreëse geskrifte en jou Griekse geskrifte, alles is altyd aangeskryf. En hierdie is veral 'n brief. Dis nie 'n stuk profesie wat geskryf is wat nog gaan gebeur nie. Hierdie is 'n brief om dan klaar te gee oor dit wat klaar vervul is en gegee is. Daarom gaan dit direk oor, en jy moet dit direk lees oor, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul, en julle, nou hoor nou net hier, wat staan hier? Hoor julle, kan julle nou onthou daai slagspreuk wat ek nou gesê, wat ons nou vir mekaar wil indrul, wat staan hier? Jy sê, nie wat jy dink hier staan, jy moet gaan kyk wat hier staan, en dan moet die mense dit ontleed, né? Ons is ons besig om 'n spesifieke lyn te volg. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, misdade en die boeties, waarin julle tevore gewandel het,
volgens die loop van hierdie wêreld. Daai loop is 'n geskiedkundige loop van oomblik tot oomblik met alles wat gebeur het. Loop van hierdie wêreld. Volgens die owerste van die mag van die lug, van die klein gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid lê. Hoor jy? Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees. Toe ons die wil, daar raak hy die wil van die mens aan. Die wil van die vleeslikheid wat kom uit 'n sondigheid. En van die sinne, daar is dit by die denke. Denke, hoe Moses gedoen het. En ons was van nature, vanuit ons natuurlike geboorte, kinders van die toorn. Jy weet, en laat stil so vir daai. Net soos ook die ander. Nou vers 4. Maar, daar word die maar. En nou gaan kyk weer as eentjie praat hiervan. Maar, gaan kyk 'n bietjie verkeerd praat hiervan. Maar, stel die een kant maar. Dat is ja maar. Dis maar. Maar God. En hier kan julle nou agterkom, soos in Romeine 8 en 2 Korintiërs 4. Jy weet, begin Paulus in vervoering. Hy is met sy voete vas op die aarde, hy is baie ligter, maar in sy hele emosionele is besig om hom totaal te oorrompel. En in Paulus se skryfstyl gaan dit absoluut oor in 'n menigte vloeiende van byvoeglike naamwoorde. Maar God, daar gaan sy gedagtes. Wat ryk is in barmhartigheid. Kom maar, dan kan eers weer aan met sy sin. Hy raak opgewonde oor God. Hy raak opgewonde oor die God wat hy dien en die God wat 'n God van dankie liewe Here, barmhartig is. My raak gesien het. Guns aan my bewys het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, nou hoor nou, saam met Christus. Oh, my liewe mens. Ekskuus tog dat ek my nou onderbreek, sê Paulus. Hierdie gedagte is om my te groot sê hier, as jy dit regtig gaan lees in die Engels. Want weet julle wat ek nou hier geskryf het, nou besef ek dit, hier gaan 'n gordyn van my oop, sê Paulus. Streepie. As 'n streepie. As jy 'n komma nie, daar is jy 'n komma punt, ja, as jy 'n dubbelpunt het, 'n streepie. Uit genade is hulle gered. Kan jy sien 'n onderbreking in die vervoer? Dis soveel goddelike gedagtes wat nou hardop in hierdie man se brein wat ek besig is om hier uit te skryf. Lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Dan gaan hy weer aan met sy gedagte gaan. En saam opgewek. En saam 3 keer. Ek het dit omsirkel hier, 3 keer saam. Laat sit dit in die hemele in Christus Jesus. Sodat hy in die eeue wat kom, wat was sy doel daarmee? Dat in die tye wat nou gaan kom, in die hele geskiedskrywing van tyd, history, waar hy sy story wil nou uitbeeld wat in sy hart as God aan die gang is, wat sy gedagtegang was. Hy sê, ons kan dit nie anders as wat met menslike terme beskryf nie. Wat was sy groot doel daarmee? Dat die hele wêreld, deur al die tye wat hy genadetyd noem, kan begin nou hoor wat in sy gedagtes en sy hart was, nog voor die grondlegging van die wêreld uitgebeeld deur mense wat aan hom behoort.
sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade. In goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Goedertierenheid, ander woord, ontferming. Dat hy hom ontferm het aan ons en ons nie gelaat het dat ons spartel in ons eie sondige doen. Want uit genade is jy gered. Tweede keer wat hy dit sê. Kom hy terug na die oorspronklike van genade. Deur die geloof. En dit is nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie. Sodat niemand mag roem nie. En nou kom hy met hierdie vers 10, wat ons nou genoem het vers 10, in hierdie sinsnede. Wat sekerlik van die diepsinnigste is wat Paulus geskryf in sy 13 briewe. Want ons is sy maaksel, wat vertel. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Jy sien dat die res aan mekaar praat van werke. Hier praat hy nou van goeie werke. Wat God, voorbereid het. Sodat ons daarin nie net kan leef, maar daarin kan handel. For we are God's own handiwork. His workmanship. Sy meesterstuk. Recreated, dis wat daar staan. Recreated in Christ Jesus. En weet julle wat daai recreated in Christ Jesus beteken? As jy vir hom goed gaan ontleed. Born anew. Dis die nuwe skepping daarvan. Born anew. That we may do those good works which God predestinated before the foundation of the world. They predestinated, planned beforehand. Planned beforehand. For us, taking paths which He prepared ahead of time. Oh my goodness. What do you say? Taking paths which He prepared ahead of time. Die paaie wat ons moet loop. That we should walk in them. Wat hy bepaal het nog voor die grondlegging van die wêreld waar ons sal wandel, wanneer ons geniet gemaak is deur hom as sy handiwork. Living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Dan jy sou lief vir die Amplified. Dis die Amplified. Dis die Amplified. Dis een van die skitterendste verklarende lyne van die Amplified in die skrif van wys hierdie vers 10. Ek is nie nou oor emosioneel nie hoor. Ek kry koue letterlik nervleis. As ek net kyk na hierdie verklaring van vers 10. Nou wat is ons hele doel met ons studie van Efesiërs? Gaan kyk wat staan daar. Stukkie vir stukkie. Studie vir studie. En bid dit deur. Bid die skrif. Vir 'n hele week, 5 dae, net een perikop. Dan gaan jy eers na die volgende. Jy lees dit hardop deur 5 dae aan mekaar. En as jy die eerste dag dit klaar het, bid jy dit deur. Tweede keer lees dit net deur. Hardop en stadig. Bid dit deur. 5 dae. Daarna omsirkel jy die woorde wat jy wonder wat dit sou beteken.
jy skryf dit neer. En jy gaan kyk 'n bietjie wat sê die verklarende byvoorbeeld rondom, en dit wil ek hê julle moet self gaan doen, misdade. Misdade. En dis van misdade. Wonder wat hy hoor. Ek wonder wat bedoel hy. Skryf neer wat jy dink, ek wonder wat bedoel hy daarmee. Ek wonder wat is, skryf daai woord neer. Al wat jy maak, jy Google in Engels of in Afrikaans, die Griekse woord vir misdade in Efesiërs 2 vers 5. Wat wil jy mee? Google dit. Jy kan 'n app hê. Selfs met al die sal jy op 'n app van e-sport. Jy kry heel wat baie goed. App wat jy druk die app, jy sit in. Valhalla, ons Valhalla met kan. Perfek, onthou hy is 'n Hebreeuskundige en 'n Griekskundige terloops. Hy is teologies gekwalifiseerd opgeleid, veral in tale. Hy is baie keer in my klankbord, Valhalla. Hy het nou die dag terloops net vir my gesê, jy het 'n fout gemaak hoor. Jy het gesê, daar is 24 letters in die Hebreeuwse taal, daar is 22 gesê. Sorry, excuse, dis waar, jy is reg bestuurd. Hoor jy, Valhalla. Jy kan vir hom 'n woord net gee, en vir hom druk soms so as ons koffie drink, hy gooi vir hom daar met hom. En jy skryf dit in. Nou bid jy dit weer. Misdade wat beteken in daai wêreld. My Here, dis alles hier voor jou wat jy liefde deur kan werk. Stukkie vir stukkie, net dit. En voordat ek hierdie gedeelte nou gaan bid, wat ek net gou dit sê. Wat is nou, kom ons sê, ons taak as gelowiges soos ons nou vanmôre? Ek wil dit baie nouer trek, ons wat nou hier vanmôre sit. In 'n wêreld waar ons nou leef, met al die verskriklike groot aktiwiteite wat nou aan die gang is in hierdie wêreldgeskiedenis, dit hardloop nou te vinnig. Jy kan amper eers bybly by al die nuusgebeure. Dis waarom jy geselekteerd ook daarna moet luister. Maar hier word nou skuwe gemaak deur wêreldleiers, nie net een, maar deur wêreldleiers wat nou vir ons baie keer te vinnig gaan. Hier's nou een keer hierdie kant toe en dan daai skielik is dit weer hierdie kant. En hier is nou 'n hele is dit puzzlestukke wat 'n mens kan weet waarmee kan mens so mosaïekstukke, dit is ek weet wat nou hierdie kom 'n bietjie nader en daar hoor jy verskuiwings, daar's dit, dis 'n goeie woord. Verskuiwings en skielik wat nou. Maar ek wil nou vir julle sê, kom ons raak met baie meer teken met. Bovenal môre moet geen Suid-Afrikaner in hierdie land ligtelik opneem. Hoor dit net soveel. Geen Suid-Afrikaner mag môre se dag wat jy moet gaan omsirkel en die res van die dag stil raak by Vader. Is die kan julle vir julle die prentjie voorstel? Ek het oor dat hy sal vervlieg. Ek oor Washington, New York opgevlieg. Dis asof jy weet, dis iets, ek weet nie, ek wil dit eers probeer beskryf. Kan jy nou vir jouself voorstel dat ons staatshoof en die staatshoof van die Verenigde State van Amerika, en as jy in Amerika al was, dan het jy 'n ander tipe hartklop, want dan verstaan jy dinge baie beter. Gaan face to face en daai ou wil sit. Dis nie grappies. Daar word môre 'n ernstige stukkie hoofstuk geskryf in die geskiedenis van Suid-Afrika. Vergeet die wêreld nie. Ons staan voor een van die grootste uitdagings ooit. En wat in die afgelope 14 dae gebeur het,
deur die toedoen van die staatshoof van Amerika, vanuit Suid-Afrika, mense wat oorgegaan het in daai status wat hulle ontvang het, is 'n geweldige, skokkende, maar ook emosioneel skuddende stuk geskiedenis wat in die afgelope 14 dae in ons land afgespeel het. Dat het dinge oopgemaak, oopgekrap, dat het debatte veroorsaak, en skielik staan ons almal voor die naakte waarheid waar ons mede-Suid-Afrikaners moet in die oë kyk. En sê, na 31 jaar bereik ons nou hierdie punt. Gaan ons mekaar vat of aanvat? En as jy ja maar nie. Maar. En ons moet vanuit ons verhouding met Vader en ons gered wees as kinders van die Here van 'n hele nuwe geslag. Nou, en dis my punt. By Vader ons sit vandag, spesifiek, maar al. En ek gaan later in Junie, wanneer ek 'n preek weer kry, verder daaroor praat, maar ek wil dit nou sê, dan vra jy vir hom daar in jou stilte kamer, ek het toe maar jou binnekamer. En daar gaan sit en jy sê, Vader, gee U vir my in wat ek nou moet bid. Ek wil nie my eie ding bid nie. En dan gaan ek dit baie selfsagtig bid. Ek wil vra, gee vir my in wat moet ek bid. Ek raak stil voor U en ek wag. Kry jy niks, prys die Here. Sing lofliedere. Kry jy 'n gedagte wat jy gaan weet, wow, hier kom iets meer. Dan bid jy daai gedagte terug. Dis die gebede wat hy opneem in sy raadsplan. Dis die gebede wat verhoor word. Wat hy vir jou ingee om te bid en jy bid hom terug. En dan bid jy volgens sy wil. Ek sit hier voor U, wat gee U vir my om te bid vir Suid-Afrika vandag. Ons mag dit nie waag om dit ligtelik op te neem wanneer ons vandag oorbeweeg na môre. Dankie Vader. Baie dankie dat U vir ons lewend gemaak het. Ons wat dood was deur die misdade en die sondes. Ons het daar tevore gewandel, Vader. Volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees, wat nou ook in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van ons denke gedoen het. Ons was eintlik sonder hoop en sonder U. En ons was van nature kinders van die toorn. Die toorn was op ons. Die toorn van die Satan was teen ons, wil ons verdelg, wil ons gryp. En so was dit ook met almal in hierdie wêreld van die begin af, daardie sonde. Ons as die gelowige kinders vanmôre in hierdie senior sel van die gemeente Logos, almal wat vanmôre hier by mekaar gekom het. Ons wil nou vanmôre veral vir U lofprys en toesing, om vir U dankie te sê, vir U maar dankie Here ons God. U wat ryk is in barmhartigheid, en ons deur U groot liefde, waarmee U ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdaad, toe het U vir ons lewend gemaak, saam met Christus, saam met hom opgewek, en saam laat sit in die hemel, in hom, want uit genade is ons gered. Sodat U in die eeuwe wat kom, deur ons kan betoon
die uitnemende rykdom van u genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade het u ons kom red. Deur die geloof, nie uit onsself nie. U het dit vir ons gegee as 'n groot geskenk. Nie uit die werke nie, en ons kan roem in geen werke, sodat niemand daar kan roem nie. Maar ons kan alleen roem in u, want ons is u maaksel. Ons is u meesterstuk. Gerecreate in Christus Jesus tot goeie werk. Dis die werke wat u deur ons doen. Wat u voorberei het, gepredestined het, nog voor die grondlegging van die wêreld. Hoe dit sou verloop in die geskiedenis van hierdie wêreld, sodat ons daarin kan wandel, in die goeie werke, as 'n getuienis van wat innerlik met ons gebeur het, in 'n nuwe geboorte. Sodat ons daarin kan bly loop, vasloop, sonder dat ons voete uitgryp. Wandel ingelid met u. Dankie daarvoor, Vader. Daarom kom ek net ook as 'n verlengstuk van hierdie gebed, wat ons nou gebid het uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Ons klompie seniors, ons kom baie laag voor u vanmôre. En ons kom bid u genade en u ontferminge uit en af oor Suid-Afrika. En ons is baie ernstig as ons kom bid vir daai afvaardiging wat Suid-Afrikaanse tyd môre die staatshoof en wie ook al van Amerika gaan ontmoet. Ek wil bid dat van ons president dwarsdeur tot elke lid en daai afvaardiging en al die politieke partye en al die mense wat woon op hierdie oomblik in die ruimte van grense wat gesê word, dit is die grense van Suid-Afrika met hulle bure. Dat u asseblief 'n direkte inwerking sal hê in hierdie afvaardiging se gedagtewêreld. Gryp in hulle innerlike mens. Kalmte, rustigheid, dat hulle vasvertrouend sal wees. Ek wil bid, Vader, openbaar uself aan hulle. Will you please take care of them? Omsirkel hulle. Laat die krag en openbaringsinsigte van die hemele uit die troon op hulle neerdal. Maar ek wil dit ook bid vir president Trump en sy kollegas. Ek wil bid, Vader, dat die res van die wêreld nou eers daar gelaat word. Ek wil kom ernstig pleit dat die net so stil. Alles het 'n sekonde by eers het lang. Dat ontferming sal toon ten opsigte van Suid-Afrika. En dat al die miljoene gebeure wat in hierdie afgelope jaar gebid is, oor die troon sal bly kom. Ek wil kom bid, asseblief Vader, bring u algemene genade na hierdie land van ons toe.